Liefde werk nie met 'n kontraktuele ooreenkoms nie, en so ook nie die pa nie. Liefde is gegrond in verbond, wat natuurlik 'n totaal teenoorgestelde is van kontrak. Jy sien, verbond werk met omdat en daarom. Omdat ek jou liefhet, daarom is alles wat ek het joune, en ek sal getrou wees aan jou tot die dood. Dit is verbond. Toe die mens verblind is deur Satan en nie die agape hart van God raak gesien het nie, het die mens kontrak begin dink. Wanneer is ek goed genoeg? Dit is wat jy van my verwag, dit sal ek doen, dan sal jy my aanvaar. Maar God is nie 'n God van kontrak nie, hy is 'n God van verbond. 'n Verbond het altyd in die lig gestaan van een se inisiatief, wat 'n ander betrek en laat deel hê in sy seëninge, uit eie inisiatief, uit liefde, uit goedheid, en sigself daaraan te verbind, ondanks die ander party se optrede. Godsdiens werk met kontrakgedagtes. As jy dit doen, dan sal ek dit doen. God werk nog altyd met 'n verbond. Omdat ek jou liefhet, sal ek jou dra, sal ek jou seën, sal ek jou beskerm. Die Fariseërs het ook kontrak godsdiens gepleeg, en so die verbond van God met Israel verwronge gelaat in die hart en gedagtes van mense, en so 'n valse God voorgestel van wettiese godsdiens. Skade en skande het hierdie jong man uiteindelik na die varke gelei, en in sy eie gedagtes het hy dit verdien. Hy het daar gehoord, hy het daarvoor gesoek, en skaamte en skande het hom daar gevange gehou, en het hom weerhou om enigstens weer in die rigting van sy Vader te kyk. Skaamte oortuig ons dat ons in ons kern vir altyd sleg en verkeerd is. Ons is nie net mense wat hier en daar sleg en verkeerde dinge doen nie. Ons is sleg, ons is sondig. En hierdie skaamte is die vloek van godsdiens. En dit oortuig ons dat ons onwaardig is vir 'n God van liefde en sy seëninge, en dat hy nie sy seën oor ons sal uitstort nie. So die intense fokus op onsself het dan die laaste sê, ek is nie soos ander nie. Ander is goed, ek is sleg. Anders mag liefgehê word, mag dalk deelhebbers wees aan God en sy gawes, maar nie ek nie. Ek leef maar saam met die varke, want ek is oortuig, dis al wat ek werd is, dis al wat ek verdien. Die waarheid egter is om verlore te wees, het niks te doen met ons handel en wandel nie, met ons optredes nie. Hierdie jongman se leefstyl was net 'n gevolg van verlore wees, om ontkoppel te wees van sy pa, om nie meer in verhouding te leef met sy pa nie. Hy was verlore en verwyder van verhouding, 'n verhouding van liefde, en 'n verhouding waarin hy behoort het aan sy pa. En hiervoor is die jongman en so baie, so onkundig oor wat die eintlike probleem is, en glo ons kan ons skuld en skaamte wegbelei, en dat dit is wat die pa, wat God wil hê, en dan sal hy sy hart weer na ons draai. So sy kontrak is gebore in mislukking, in misverstand, onverkeerd verstaan, in 'n verwronge identiteit. So hy gaan nou na sy pa toe. Hy leef nog steeds in selfverwerping, as hy sê dat hy nie waardig is, dit werd is om seun genoem te word. En hy weet, en hy glo, as hy teruggaan, dat die uitgebreide familie en die dorpenaars, hoe aarde, hulle het hom al lankal veroordeel en skuldig verklaar. As hy ooit sou teruggaan, ja, hulle sal verwag dat hy gestraf moet word. Hulle sal hom groet, was die skuim van die aarde, met verwerping, met haat en skande sal hulle hom hanteer.
dalk sal hy geslaan word. Die gemeenskap gaan in elk geval verwag dat sy pa, soos wat enige vooraanstaande pa sou doen, hom in die publiek sal verneder, deur hom buite die huis te laat wag, totdat hy eendag bereid is om hom te sien. En dan sal sy pa reël dat hy geslaan word, en hom 'n slaaf maak in die huis, totdat hy sy les sal leer. Dit is die gedagtes aangaande sy pa. En in hierdie verslete klere waarin hy staan, terwyl hy stink van hierdie varke, gaan hy tree vir tree die pad terug na 'n plek wat hy eens huis genoem het. Hy het die reëls van die samelewing geken, en wat hy kon voorspel hom te wagte is. En tree vir tree gee hy in vrees en bewering hoe nader hy aan die dorpie gegaan het. Jy sien, op hierdie punt in die storie sou die fariseërs baie in hulle skik gewees het oor hierdie seun wat tot die insig gekom het om self te poog om sy lewe te verander. Algemeen word dit aanvaar binne die tirannie van godsdiens, dat om te wankel in skade, in skande, in skuld, in skaamte, gelyk is aan verlossing en weer kans om in die guns van die Vader te kom. Maar Jesus, van hier af draai hy die storie gruwelik in die oë van die fariseërs. Ons lees in Lukas 15 vers 20 oor die jong seun, toe hy opgestaan het, op pad terug na sy pa toe, lees ons, hy was nog ver weg, toe het sy vader hom al gesien. Onthou, die vader het nooit hierdie jong seun verwerp nie. Hy het hom nie afgeskryf nie, die seun was al die pad in sy hart, en ag hom as sy seun. Die pa het verlang daarna om sy seun vas te hou in sy arms, om hom net lief te hê, en elke dag was sy oë op die pad, het hy die ver vlaktes deurskou, veral daar waar hy sy seun sien wegloop het. Veral daai deel van die pad, het hy stip bly dophou en gewag vir die geleentheid om hom weer vas te hou, om hom te verseker van sy algehele aanvaarding. Ja, die dorpenaars wou dalk wraak gehad het en straf, maar al wat die pa wou gehad het, was versoening, nabyheid, om weer by mekaar te wees. Al wat die pa ooit wou gehad het, is weer die geleentheid om liefde te gee, daai liefde waarvan hy so vol is. Ek is seker die pa het elke dag sy nou maar daar op sy stoep gesit en stip na die pad bly kyk, vir hom om sy seun te sien terugkeer, al is hy nog ver, spreek van hierdie waarheid. So het die pa soveel van tevore, soveel mense wat elke dag daar loop, al gesien, elke reisiger, almal wat daar verby trek, maar dit was sy konstante, soekende liefdeshart, wat onmiddellik in silhouette herken het, van sy seun. Hy het beslis, omdat hy hom gesoek het, en hom van ver gesien voor enige iemand om van die dorp sou raak sien. Ek glo, toe die pa sy jongste seun sien, het sy hart binne in hom geswel van medelee en dankbaarheid. Hy het alles waarmee hy ook al besig was, net so gelos, en hy het gehardloop. In hierdie prentjie wil ek hê, jy moet weet, dat Jesus Vader God se hart openbaar, sy agape hart, as ons na die aksie, die gedrag van hierdie pa kyk. Onthou die een wat nou hier so sit met die tollenaars rondom die etenstafel, wat in 'n paar maande hiervan deur erge lyding en dood gaan om ons te vind, beskryf die verlange van die Vader. Hierdie storie het totaal en al niks te doen met 'n verwagting om reg en geregtigheid te laat geskied
vir die grootste misdaad van verraad nie. Die vader het nie die seun by die huis verwelkom, omdat die seun se sonde daarom nou genoeg gestraf is nie. Die vader se missie as hy opstaan en as sy seun toe hardloop, was net om sy liefde te bevredig. Liefde wat alreeds vergewe het. Liefde wat sy seun se sonde en skuld nie toereken nie. Jesus het hierdie storie vertel om iets te openbaar. Dit gee definisie aan hoekom hy, Jesus, aarde toe gekom het. Dit vertel van 'n God wat met passie liefhet en oneindig begeer om herenig te wees met sy skepsel, wat na sy beeld en gelykenis gemaak is. Wat begeer om in verhouding met die mens te staan. Hierdie storie verklaar dat Jesus nog nooit opgehou het om lief te hê nie. Die pa van hierdie storie wat Jesus vertel het, begeer om hierdie gebroke kind aan sy arms vas te hou, om hom heel te maak en om hierdie liefdesverhouding met hom te hê. Die seun het natuurlik huis toe gekom omdat hy onthou het dat sy pa 'n man van vrygewigheid is, maar met die verkeerde verstaan van sy pa, dat hierdie verhouding nou net 'n baas-klaasverhoudings gaan wees. Maar in plaas daarvan bevind hy homself in die omarming van 'n verhouding, vind hy homself in die arms van sy pa, as 'n seun, ingetrek deur liefde, gestort met oorvloedige liefde. Onthou, die jong man het nie eintlik enige planne gehad om huis toe te kom en daar te bly nie. Hy wou eintlik maar net 'n werk kom soek, vir sekere tye van die jaar. Maar hier was nou 'n geleentheid vir die pa se liefde, om net uit te bars, omdat hy dit so lank aan homself moes hou. En daarom lees ons, die seun was nog 'n hele end ver weg van die huis af, nog nie eens op die plaas nie, maar hy het binne die radius gekom van onvoorwaardelike reddende liefde, naby genoeg dat die vader hom kon sien, en toe hardloop hy na hom.